live. Daar sê julle baie welkom op hierdie baie lekker warm donderdagoggend. Ons het vandag twee baie oulike mense wat hier saam met ons kuier. Ek dink baie mense in die Weskus ken hulle. So ons gesels met Ronel en Stefan. Hallo. Vertel 'n bietjie vir ons wat lê hier voor julle op die tafel wat die mense op die video kan sien, maar nou nie die mense op die radio nie. Ons het hier die Weskus agterbaai geskryf in Afrikaans. En dan het ons West Coast agterbaai en in Engels geskryf. ja, ons het die boeke geskryf 2018. Ons het van Durban af hierheen gekom en moet ook om aftree. En ons het by die Toerisme Raad aangesluit hier in St. Helena Bay. En gewoonlik soos wat nuwe mense aansluit, jy kry altyd die werk om te doen. So hulle het vir ons gesê, ons het 'n blaadjie met besienswaardighede in St. Helena Bay, gaan skryf dit oor. So ons het dit toe nou gedoen, en soos wat jy nou na 'n plekkie toe ry, die mense vra, het jy verdwaal, wat maak jy hier? So het ons begin gesels, en agtergekom dat baie meer inligting, so het ons na 'n paar weke terug is, na die Toerisme Raad toe, en vir hulle sê, wel hier is julle bladsy wat nou aansienlik gegroei het, dat ons nou 'n boek gaan skryf. Nou ja, ons het aanvanklik begin met die Afrikaanse ene. Ja. En die boek se uitleg was soort van aan die begin 'n reis deur St. Helena Bay. Dus net daar aan die ander kant begin en ry so deur. Daar's kaarte hierin wat nou wys die goeders wat langs die pad. Waaroor julle praat, ja. Waaroor ons praat en waaroor ons skryf in die boek dan. Nou die twee boeke is, ek dink net die eerste hoofstuk, die skole en die resepte is dieselfde, maar jy het ander goeders in geskryf. Ja, Ronel is die spraaksame persoon. Sy hou daarvan om met mense te gesels. Dit lyk nie so eintlik daarvan nou nie. Maar dis mos gewoonlik daai twee mense wat met mekaar trou. Die een hou van gesels en die ander een nie soveel nie. En ons albei was in Durban in die onderwys betrokke. Ronel was by 'n meisieskool en ek was by Durban Universiteit vir Tegnologie. So ek hou daarvan om te verstaan van hoe goeders werk en so aan. So die eerste stukkie van die boek is nou die reis deur die dorpie en Ronel se onderhoude met al die mense daarso. En dan vat ek 'n ander koers, praat ek oor die skepe wat die Portugese ontdekkingsreisgers gebruik het. Het is vir my interessant om te sien hoe hulle dit gedoen het. Hulle het byvoorbeeld van Europa gevaar en dan doen hulle wat hulle noem die draai van die see. So hulle kom af tot hulle omtrent naby die ewenaar kom en dan is daar 'n stroom en 'n wind wat wes gaan. Dan ry hulle wes tot hulle naby Brasilië kom. Dan gaan hulle oor die ewenaar en dan is daar 'n stroom en 'n wind wat oos waai. Dan vang hulle daai ene terug hiernatoe. So dit vat hulle 3 maande om hier te kom. Eerder as om te probeer om in die kus langs af te kom, en dan ry jy in die suidooste in, dan voor jy niks nie. So hulle 3 maande om hier te kom, en teen daai tyd het hulle nie meer kos nie. Hulle lê aan skeurbuik, en baie van die matrose is dood. Sjoe. So dit is 'n groot probleem, en natuurlik daarna ook 'n groot probleem met die Nederlanders, toe hulle nou die route na die ooste oorgeneem het. En hulle het hier aangekom, baie van hulle skepe, ek praat nou die hele tyd, baie van hulle skepe het gestrand, omdat daar die mense op die skip was om die ding aan die gang te hou nie. Sjoe. En een van die groot skepe wat gestrand het, net die ander kant, die Gouden Buis, en hy was vol goud. Sjoe. 18 kuste. Om die Nederlanders in die verskillende dele van die wêreld te betaal. Sjoe. En die strand hy daar en niemand weet wat hy goud geword het nie. Ja. Dit het seker maar in die see verdwyn. Wel, daar is stories daaroor, oor mense wat hierdie kuste gevind het en Ja. nou, so Stefan fokus op sekere goed, waar ek fokus op die stories. Want baie van die plaaslike stories kan jy nie direk in Engels vertaal nie. Ja. Maar dan, jou boek het ook die geologiese staproete, wat Pieter Siegfried van die Kwekery uitgewerk het. Okay. Waar myne meer oor die stories gaan, wat die mense vertel.
Stefan het begin met 'n opvolg wat gaan net wel jy praat oor die nuwe Sint Helena Baai as dit so kan noem, maar die mense wat nou inkom, maar ook die ou mense sterf. Hulle stories sterf uit. Ja. Ons kon nie al die stories in die boek geskryf het nie. Ons was weg vir 6 maande en toe ons terugkom om die boek te kom uitgee, het 5 van die mense gesterf. Sure. So hulle het nie eers die Hulle boek het dit gesien nie, ja. So ons het nou stories opgeneem die afgelope 3 jaar, want dit vat baie lank. En Stefan is nou besig om 'n tweede boek op te stel, wat dan 'n opvolg sal wees op die Weskus se agtergrond. Ja. Nou daai boek is ook geskryf om die mense wat nou hier ingestroom het na die Weskus, om hulle 'n bietjie te vertel van hoe die Weskus werk. Ja. Een van die groot probleme is natuurlik water. Want al ons water kom van die Bergrivier, en die Bergrivier begin by Franshoek. Ja. En dan is al langs die berge af tot by Portable, wat op 'n tyd 24 riviere genoem is, omdat daar so baie stroopies is waar aangeloop het. Dan draai en dan gaan hy verby die Piketberg en dan kom hy na Veldrivier in die Seeloop. Ja. En al die dorpies aan die weste kant van daai berge kry sy water van daai rivier, net daai een rivier. Sure. So as dit 'n droogte tyd is, dan is dit 'n groot probleem. Ja. En ons is besig om nou weer in 'n droogte tyd in te gaan, ja. So ons vertrou maar die munisipaliteit dat hulle iets daaraan gaan doen. Ja. Ek kyk ons dorpie groei nou teen 'n spoed van wit lig. Ja. Ons bly daar in Sherry Point en ek sê vir my man as ons daar inry dan sien jy 2 nuwe huise elke dag. Dis hulle pop net so op. Die dorp groei verskriklik. Dis ongelooflik want ons het in 1990 het ons in Britannia Baai gekoop. En op 'n stadium Stefan se ouers was hier in die omgewing en ons het 'n foto gekry. Hier is die foto. Hier iewers kan jy bou. Want daar was nie eens 'n straatnaam. Ja, hier is jou general area. Jy moet maar hoop jy bou die regte plek. Dis reg. Ja. So die nuwe boek gaan nou meer fokus op hoe dit gelyk het en hoe dit nou lyk om die nuwe mense ook in te sluit. So die boeke handel oor Langville, geskiedenis van Langville tot by Duiker Eiland. Die eerste hoofstuk soort van. Dan sluit ons ook die geskiedenis van die eerste mense in wat hier gebly het. Die eerste nasie wat hier gebly het. Omdat ons betrokke was by die Weskus Fossielpark, het ons hierdie wonderlike geskiedenis ontdek, die oorgeskiedenis ontdek. En dit het ons nou ook hier ingebring. Ja. So die hele Weskus area, van toentertyd tot nou probeer ons insluit, soos die Seerowers in Saldanha Baai, die historiese skole wat Ek het nooit gedink Seerowers is 'n ding nie. Ek het gedink dis 'n ding in 'n kinderstorie tot ek groot geword het en besef ek dit is nie net 'n pirate op 'n kartoon nie. Ja nee, die pirates was hier gewees. Die historiese skole, daar was 'n wonderlike storie oor Steenbergskouw senior primêre skool. Dan die resepte. Nou, baie van hierdie resepte kom van ons ouderdom mense se ouers af. En daai mense was basies die Tweede Wêreldoorlog nie na die Tweede Wêreldoorlog. So baie van die bestanddele hier het mense al gesê, maar wat dink nie ek kan iets Ja. bak met daai goeders nie, maar dit is wel gebak. Ja. So ons het die plaaslike resepte in en jy het soos ek gesê die geologiese staproete in, meer oor die skepe wat ek nie in het nie. En dan het ons ook van die groot geeste van wat nou nog hier is. Byvoorbeeld die Walterse, wat baie te doen gehad het met die visbedryf hierso. Ja. En dan die mense, die Stefaanse. Hulle het hier toe gekom. Die eerstes van hulle was basies Duitse huursoldate vir die Verenigde wat nou is die Nederlandse sport. Okay, dan kom hulle hier na toe en dan wil hulle nie soldate bly nie, begin ander goeders doen. En die Stefaanse mense het gesê hulle is die Oppenheimers van die Weskus. Hulle het als besit van Saldanha Baai tot omtrent by Port Nolloth. Sure. En goedersbedryf en
vissersbote gehad en alle bote wat die plaaslike produkte van die plase terug Kaapstad toe gehad het, maar dat is natuurlik die paaie geweest, Ja. die spoorlyne geweest. Ja. So hulle moes een of ander ding gebruik om dit te doen. Ja, dit is altyd dit is interessant om te weet, dit het nie so gelyk nie. Ek kom van die Kaap af en daar's 'n restaurantgebou waar ek toevallig na my man ontmoet het, waar my ouma se plaashuis was. So as ons daar toe gery het, dit was daai hele dis woonstelblokke en gastehuise en restaurante waar hulle plaashuis was. So dis altyd en die plaashuis staan nog daar. Ja. Dis nou 'n trailer hire besigheid. Nog uit hulle plaashuis uit. So dis my baie cool om te weet dit het so gelyk en dit lyk nou so. So ons kry nou 'n mall in Sint-Helena Baai. En ons hospitaal. Ja, met die Checkers. Ons is baie excited vir Checkers. 66. Ja, ek moet sê. So Stefan het gepraat van die groot feeste, die Stefaanse, as jy nou met die ou pad, die lang pad terugry Vredenburg toe, is daar 'n groot begrafplaas aan die linkerkant van die pad, langs die see. Dis die Stefaans, dit is die Stefaanse se begrafplaas. Oh wow. Hulle het alles in Sint-Helena Baai begin, van die visfabrieke begin en alles. So hulle stories is in beide die Afrikaanse en Engelse weergawe. En dan die ander groot gees of die groot familie wat hier was die Tallies. Hulle was bootbouers en dan Anton Tally Marine wat in die hawe is. So Anton het die afgelope 2 jaar het hy sy stories opgeneem en ons het vir hom 'n boek saamgestel van waar hy groot geword het hier tot basies vandag toe. Wow. En sy boek is dan beskikbaar by High Tide. Hier onder by Lisa. By Lisa, ja. Ja, en die motivering daarvoor is basies, Anton het gesê, die nageslag moet verstaan hoe ons hier gelewe het in daai tyd. En al die goeders wat gebeur het en natuurlik ook hoe Tally Marine tot stand gekom het. Ja. Ons het eendag met iemand gepraat oor wat sê, die mense kla so oor die reuk. Elke 2 weke hier in Sint-Helena Baai, maar niemand verstaan, daai reuk het hierdie dorp gebou. Dis En dis die rede hoekom die dorp nog steeds hier is. Dit sou nooit ge-evolve het as dit nie was vir die ou visfabriekies wat ons hier buite het nie. Ja. En vanaf visfabrieke is begin deur die Stefaanse Ja. hier in die 1800s. Ja, maar hulle was eerste hier. Dis heeltemal Ja. reg. En die wind, mense kla oor die wind. En Ja. wat hulle nie verstaan nie is as ons nie wind het nie, is daar nie 'n goeie visseisoen daarna nie. Ja. So die wind is nodig om die water om te Die ongerieflikheid is nodig. Dis reg, Ja. om dan te sorg dat die voedingsstowwe opkom om die visse te voer. Ja. Wat ons nie vandag sal doen vir 'n bietjie wind nie. Afgelope 4 dae. Ja. Wat ook baie interessant is die mense wat nou hier in die 1940s hier gebly het. Die vis was so volop. Hulle het nie nodig gehad om verder in die baai in te gaan nie. Hulle vang die goeders daar in Stompnies Baai. Ja. Was daar soveel makreel dink ek. Ek kon nie daar ingestap en die goeders Jy moet uitgehaal het. en kreef. Het lorries gehad wat die kreef aangery het. En soos hulle verby die huise lê, dan val af van die kreef van die lorries af want hulle is so vol gelaai. So jy kan tel die breakfast langs die pad op. Jy het jy kreef vir breakfast. Die ou kreefies. Ja, vir my pa het hydag vir my gesê wat ook al jy doen, jy koop nie kreef langs die pad nie. Ja. Moenie dat iemand vir jou sê hulle mag dit doen, jy mag dit nie doen nie. Dis so, maar ons bly 'n mooi dorpie. En ek sien uit om bietjie te lees wat daar binne aangaan, want soos ek sê, ek kom nie van Sint-Helena Baai af nie. Maar ek kom daar van Mariesburg af. So ons het baie hier kom kuier toe hier nog net 5 huisies was in Sint-Helena Baai. En dit is 'n mooi plek. Ek dink ons is baie bevoorreg om te bly waar ons bly. En dit is 'n baie historiese, ryke plek. Die hele Weskus eintlik, Veldrif ook. Hier's baie stories. En van stories gepraat, die militêre geskiedenis van Sint-Helena Baai is regtig ongelooflik. Ja. So soldatenpost waar die WOC soldate gepos het. Die barakke wat nou waar by ons verbyry, dit was waar die soldate gebly het. Ja. So die militêre geskiedenis veral is regtig baie interessant. Jy sal dit nie dink van so klein dorp. Ja, nee, maar hierdie iemand het eendag gesê ons bly in die Kaap, ons is tussen niks en nêrens. Jy moet nog steeds 140 km ry om daar uit te kom. Dis waar. So, maar dit is lekker. Ons doen dit graag. Ek het vir my man gesê het ek 'n opsie om terug te gaan Kaap toe.
vir die veiligheid van die kinders en die rustigheid sal ek sal nie teruggaan nie. Ja. Hulle is veilig hierso, hulle kan in die straat speel, by die Dis waar. klein kompleks, hulle kan in die straat speel. En jy weet, hulle is okay. En hulle kom huis al die ligte aan gaan. Ja, hulle word nog groot soos wat ons groot geword Dis het. reg. In die Kaap kan jy dit nie meer doen nie. Dis waar. Dit werk ongelukkig net nie meer so nie. Maar ons bly 'n mooi land. Elke land het sy issues. So blydig gesê ons moenie almal dink dis hulle moet vlug. Ek het 'n oom wat vir 7 jaar in Kanada gebly het en teruggekom het. Ja, En hy sê hy mis sy mense. Ons is 'n ander tipe mens dis waar. hier in Suid-Afrika. So, maar dit is julle nog iets wat julle wil sê vir die mense? Dalk waar hulle julle boeke kan kry. Ja. Ons versprei die 2 boeke self. Die Afrikaans-Engelse weergawe, dit is te kry by High Books hier in die Palm Sentrum, by Seestar restaurant en by die Deli. En Anton Talley se boek is nie beskikbaar by High Books, want hulle versprei dit self. Ja, ons het daai dag gesels, sy's nogal 'n besige boekbytjie. Sy sê as jy 'n boek soek en kry sy hom vir jou, sy gaan slaap tot sy hom gekry het. Sy het vir my 'n boek gesoek. Sy was by ons VLV praatjie hierdie week om te vertel van wat hulle doen. En sy het vir my 'n boek gesoek want ek was besig om navorsing te doen. Sy het 'n boek gekry op 'n platform waar jy bi. En sy het so waar gebi om vir my die boek te kry. Wow. Vir my navorsing. So ek is baie opgetoe Ja, sy sê sy soek boeke, jy kry hulle in die snaakste hoeke van Suid-Afrika, maar jy kry hulle. Ek kry hulle. Ons het eendag gepraat, my ma was so mal oor daai knippeldik aan koningskos resepteboek. Ja. En toe verdwyn hy net. En iemand het haar boek ook weggedra by die huis. So toe ek laas jaar in Klerksdorp in 'n klein deli instap en ek kry een van daai boeke. Toe ek hom dadelik gekoop en nou is hy blykbaar volop weer terug op die rakke. So dit is snaakse boeke kom en gaan en Dis reg. maar weer ons rede daar agter. So Dis natuurlik met hierdie boeke, ons gee dit self uit. Al die boeke is ook self uitgegee. En dan na 'n tyd raak hulle net weg. ja. Daar word nie meer gedruk nie. Ja. Want die aanvraag is Ja. verby. En jy kan dan daai boeke nie meer kry nie. Ja. So dis ook 'n groot probleem. En sy mens weer 'n aanvraag opbou, ja. 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 Nee, maar ons meer mense, maar my ma het my op skool omgekoop met slab chocolate. Nie met geld nie. Ek kon 'n slab chocolate kry vir elke boek wat ek lees wat nie prentjies in het. Maar ek praat nou van graad 2, graad 3 af en ek het gelees vir daai slab chocolate. Ek het boeke klaar gemaak dat dit ek wou my chocolate gehad het. So maar nou dat ons kinders het, dan lees ons nie meer so baie en ek dink as hulle bietjie groter is dan sal ons dalk weer begin lees. Ons moet net eers weer die eerste 5 jaar van lewe kom. Dis waar. So, maar dankie julle. Baie dankie Marie. Ons sal verseker weer met julle gesels. Ek dink ons moet iewers 'n hele insetsel dalk net doen oor die geskiedenis. Weet jy, ons moet hom gesels, ja. Maar ons sal gesels daaroor. Ek dink baie mense, veral die mense wat nie hier bly nie, wat hier kom vakansie hou. Sal dalk ons wil weet wat aangaan. Maar dankie julle. Ek speel so lank vir julle die dagstukkie van vandag terwyl ek verder gesels met my kuiergaste. Mooi loop.